Geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar by NG Oudtshoorn Park. Hartlik welkom aan al die Heartbeat FM luisteraars. Dit is vir my lekker om saam met julle te wees, sowel as NG Oudtshoorn Park se YouTube kanaal wat by ons inskakel. Ek praat so vanoggend bietjie oor ons identiteit en die tema is identiteit verander gesag, nie andersom. Identiteit verander gesag, nie andersom. En ek lees vir ons dan ook uit 1 Korintiërs 6 vers 11 as die kernvers vanoggend. Ons gaan lekker saam uit die woord uit werk en mag die Here net daar waar jy is ook vanoggend met jou praat. Mag jy sy teenwoordigheid en liefde beleef. Ek verklaar vanoggend dat Jesus my verlosser en saligmaker is en ek kom seën jou nou daar net waar jy is. Of jy nou in jou voertuig ry, of jy in 'n hospitaal is, of jy op die radio luister, of jy na YouTube of met 'n foon in jou hand sit en kyk. Vriende, voel welkom vanoggend en mag jy die Here se seën in jou lewe beleef. Voordat ons nou gaan saam lees uit die woord uit, kom ons bid saam en kom ons vra dat die Here vanoggend aan die woord kom en ek is absoluut nederig en afhanklik en ek vra dat Vader my sal lei vanoggend om hierdie boodskap ook aan jou oor te dra. Kom ons bid saam. Heilig en heilig, heilig is U Here God, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Ag Here, baie dankie dat ons saam uit U woord uit mag lees in 2026. Ek bid vir soveel kykers en luisteraars vanoggend en laat hulle net 'n oomblik sal stil raak en dink aan hulle lewens, aan ons identiteit en ons gedrag, ons besluite wat ons maak, met hoeveel wysheid ons optree, die keuses in die lewe, en mag hulle vanoggend weer opnuut net uit die woord uit hoor, hoe behoort ons te wees, hoe behoort ons te leef. Ek dink aan die wat siek is, die wat in hospitale is, die wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ja Vader, ek bid dat U hulle ook sal omvou met U arms van genade en liefde, en Here, dat hulle net U teenwoordigheid en liefde sal beleef. Ja Here, ons saam wees vanoggend, laat ons 'n stuk lafenis uit die woord uit kry, maar ook weer hoop, en opnuut, Here, saam met U op pad die toekoms kan instap, dat U ons gedrag sal bepaal, en Heilige Gees, ek bid nou, dat U hand aan hand ons sal begelei op die pad wat U vir ons beplan het. Here, seën nou hierdie teks, hierdie woorde, al die skrifgedeeltes, en dan ook dit wat rondom dit bespreek en gepraat word vanoggend. Ek is nederig, Here, en ek vra gebruik my in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle inskakel. Ons praat oor ons identiteit vanoggend. Identiteit verander gedrag, nie andersom. Ek lees vir ons eers 1 Korintiërs 6 vers 11 en dis die kernvers vir vandag se gesprek. En daar staan, en so was party van julle juis ook, maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God. Paulus kom hier in die Korinte gemeente waar hulle met sonde besig is, kwaadpratery, afgodery, waar hulle bedrieërs is, waar hulle seksueel losbandig is, 'n klomp goed wat aan die gebeur is in die Korinte gemeente. En dan sê hy, maar julle het julle sonde laat afwas, jy's gedoop, jy's niet gemaak in die bloed van Jesus. Christus se kruis was jou skoon, sy bloed was jou vanoggend skoon, jy's geheilig, jy kan nie meer so leef nie, jy mag nie meer so leef nie, jylle is vrygespreek, jy's geheilig in die naam van ons Here Jesus Christus en deur die Gees van God. Hy sluit daai hoofstuk 6 af en sê, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Vriende, identiteit verander my gedrag, nie andersom nie. Dis hartseer dat mense glo, as ek net reg optree, dan sal ek reg word. Ek moet net so bietjie aan my gedrag verander. Ek moet net so 'n paar verskywingkies maak, dan gaan ek 'n beter mens wees.
En die woord leer ons, jy word eers nuut gemaak deur die bloed van Jesus Christus, deur die kruisteologie, en dan begin jy anders te leef. Met ander woorde, wedergeboorte vind plaas. Daai bekering in Christus, die Saulus word die Paulus, die verandering wat van bo afkom. En dit begin wanneer jy jou sonde bely voor die opgestane Jesus. Om te erken wie jy is. Jy bely jou skuld. Jy bring vandag alles na die Here toe en sê, Vader, hier is ek kom bely alles. Ek kan nie sonder U nie. Ongelukkig sê die wêreld die teenoorgestelde. Die wêreld sê gedrag vorm my identiteit. Maar die evangelie sê identiteit vorm gedrag. Ons dink baie keer ek moet net hierdie verskywings maak. Ek moet op hierdie dieetprogram gaan. Ek moet hierdie klere aantrek. Ek moet bietjie anders leef, 'n bietjie anders dink. Ek moet dit doen of ek moet dat doen. 'n Ander plek bly of 'n ander kar ry of iets 'n materieel verander in my lewe, want dan gaan ek 'n beter mens wees of dan gaan ek wees wie ek wil wees. Maar wie is ek in my identiteit? Ons selfbeelde word ongelukkig gevorm deur wêreldse norme, ons selfidentiteit, wie ons is en wat ons het. En die oomblik as jy besef, maar dis net alles genade. Genade deur Jesus Christus aan 'n kruishout. Jy's gewas, jy's geheilig en jy's geregverdig deur die bloed van Jesus. En as ons dit kan hoor, dan weet ons dat iets is aan die gang. Iets is aan die gang waar ons moet hoor, Christus het in werking getree. Christus is die een wat dit kom doen het vir my. Hy het my kom skoon was, hy het my kom nuut maak en dit moet ons vanoggend hoor. Jy leef nie anders om nuut te word nie. Jy leef anders omdat jy nuut is. Jy leef anders omdat jy nuut is. My identiteit is in Christus. Dis die eerste punt wat ek vanoggend met julle wil deel. Ek is nuut gemaak. Ek is nuut gemaak deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ou is verby en die nuwe het gekom. Met ander woorde, Christendom begin weer eens nie by my gedrag nie, maar dit begin by wedergeboorte in Christus Jesus. Baie keer sê ek, maar mense dink, ek moet net bietjie beter bid. As ek net anders bid, sal my lewe verander. As ek net minder sondig kan wees, as ek dalk net mense bietjie meer kan lief hê. Maar vriende, eintlik beteken dit, jy moet oopbreek soos 'n granaat voor die Here. Dalk begin dit by jou. Jy wat voor God oopbreek en toelaat, laat God se liefde oor jou spoel, deur sy seun Jesus Christus aan 'n kruis hout. Paulus kom sê eintlik vir ons, raai wat, jy is reeds nuut gemaak. Want iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou mens is verby, dis nie meer wie ek is nie. Vriende, jy's nie meer wie jy was 5 en 10 en 20 jaar terug nie, want jy's nuut gemaak deur die bloed van Jesus. Jy is nie meer daai mens nie. Jesus het jou kom skoon was en kom nuut maak. Jy's gedoop, jy is in Christus. Hoor dit vanoggend. Jou gedrag vloei eintlik uit jou wese. Dit vloei uit omdat ek 'n tempel van die Heilige Gees is. Ek het die Heilige Gees in my. Dis wie ek is. Dis hoekom my gedrag dit ook kom wys. Kolossense het vir my so 'n bietjie uitgestaan. Kolossense 3 vers 2 en 3. Dan staan daar, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God.
met ander woorde, ons hoor iets van ons sterf saam met Christus, maar ons staan op saam met Christus. Ons hoor iets van ek is nou nie meer die ou mens nie, ek sterf dit in geheel en al af. Ek gaan kyk so 'n bietjie na wat sê een van ons teoloë, John Stott, en hy skryf en sê, holiness is not the way to Christ, Christ is the way to holiness. Holiness is not the way to Christ, Christ is the way to holiness. So, dis Christus in my, op my eie sal ek dit nie reg kry nie, vriende. Kom ons wees gou eerlik vanoggend, ek en jy gaan probeer, maar ons gaan dit nie reg kry nie. Maar as jy in Christus is, Galasiërs 2 wat ou Paulus ook sê, is nie meer ek nie, maar dis Christus in my, ek leef in Christus. Die Heilige Gees is in my, ek is 'n tempel van die Heilige Gees in my liggaam. Heiligheid is dus nie net hierdie wat ons wil kom sê, ek moet iets anders probeer wees om heilig te wees nie, maar ek is in Christus, is ek heilig. Die gevolg daarvan, dat Jesus my alles is, dat ek in hom leef, beteken dat ek ook heilig kan leef. Ek hoor iets by hierdie eerste punt, my identiteit is in Christus. My identiteit, vriende, is nie in die wêreld, nie in karre en voertuie, huise, materiële dinge wat ons aantrek, status, image en al daai goed wat ons aanjaag nie, najaag nie, materialisme nie, vriende, nee. Nee, dis nie waar ons identiteit lê nie. Ons identiteit lê nie in prestasie en wat ek bereik het en waar ek vandaan kom en al daai dinge nie. My identiteit is in Jesus. En omdat my identiteit in Christus is, wil ek meer en meer soos Jesus. Hanteer ek mense anders, sagter, met empatie, kyk ek anders na mense, het ek deernis, het ek vergifnis, genade wat ek uitdeel. As jou identiteit in Christus is, dan lyk jou gedrag anders. Jy praat anders en mense kan hoor as jy praat, maar jy klink 'n bietjie anders. Wat's dit? Nee, want jy's 'n kind van die Here. So my gedrag word eintlik deur my identiteit bepaal, nie andersom nie. My identiteit bepaal, verander my gedrag, en dit is waarby ons stil staan. 'n tweede ding wat ek nou gehoor het hierso is in Kolossense 3 vers 2 wat ek gelees het, is rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, sê vers 2. Dan sê Romeine 12 vers 2 ook, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Want sê hy, dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Laat God jou denke verander, ons rig ons gedagtes op die dinge wat daarbo is. So ek hoor iets wat moet gebeur, dit kom van bo af, ek laat God toe om deur my te werk. Ek dink 'n bietjie voor ek praat, ek dink 'n bietjie voor ek doen, ek raak rustig en ek haal asem en ek sê ek is in Christus. Ek leef in Christus. Ek leef nie met hierdie gedagte van ek, my eie ek, en ek sal self, en ek weet die beste, en wysheid is by my nie, maar ek soek wysheid by God. Ons ontvang nuwe wysheid as ons in Christus is. Ons leef as nuwe mense, ons denke het nuut geword, ons identiteit is anders, my identiteit wat in Christus is, en dan hoor ek, die woord en die gees kom lei vir my, in my besluite, in my daaglikse keuses, in my moraliteit, in my etiese lewe, as ek etiese vrae het, wat sê die woord, wat sê die gees, en ek bid daaroor, en ek dink daaroor, laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. 'n teks wat ook vir my uitstaan, en dit is in die 2020 vertaling, is 1 Korintiërs 2 vers 16, en daar staan, want wie die gedagte van die Here geken, om vir hom voor te skryf. En dan staan daar, wat ons betref, ons
het die denkwyse van Christus. Want wie het die gedagte van die Here geken om vir hom te kan voorskryf, om vir God te kan voorskryf? Want sê Paulus, want wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus, ons dink soos Christus dink, sê daai laaste gedeelte van vers 16, so ons dink soos Christus, ons het die denke van Christus, dis hoe ons behoort te wees. Vriende, dink gou hoe radikaal is dit eintlik, dink jy soos wat Jesus sou dink oor 'n saak, oor besluite, oor dit wat jy vir mense sê, oor hoe jy optree, jou gedrag, jou woorde, jou dade, jou aksies, dink ons soos wat Jesus sou dink, die vraag is, wat sou hy doen? Hoe sou hy optree? Laat ek my lei deur die denke van Christus telke male voordat ek reageer in hierdie lewe, voordat ek optree, voordat ek iets sê of iets dink of iets doen. En die antwoord, vriende, die harde werklikheid is nee. Ons laat ons baie keer lei deur emosie, deur ons kultuur, deur groepsdruk, deur wat sal die mense sê, deur eer en skaamte, deur 'n klomp ander dinge wat ons lei, maar nie Christus nie. Nie sy denkraamwerk nie. En daarom as ek my identiteit vanoggend oor praat, my identiteit wat my gedrag verander, moet ek gaan dink, maar wat sou Jesus dink en hoe sou hy optree, en dan moet ek dienooreenkomstig gaan optree, want ek wil meer en meer soos Christus begin leef. Ek hoor wat Stefan Joubert sê, hy sê, ware geestelike groei begin wanneer ons ontdek wie ons reeds in Christus is. Wie ek reeds in Christus is. Dit is wat Dallas Willard ook sê. Dallas Willard sê, transformation is not behavior modification, it is inner renewal. Ek hoef nie net 'n modification te doen in wie ek is nie. Ag, jy moet so ou bietjie net hier wegskuif en wegskuif daar, dan is jy eintlik okay, boetie, sissie, dan is jy eintlik volmaak nie. Nee, vriende, ons word van innerlik, van binne af vernuwe, en ek moet God toelaat om deur my te werk, want heiligmaking is 'n proses, dis 'n pad wat ek stap saam met die Here, en bekering is nodig. Dis nodig dat jy weer vandag kom hoor, maar wat in my lewe maak dat ek nie doen wat God wil hê ek moet wees, wie ek moet wees in Christus nie. Wat is daai dinge wat keer dat ek 'n optimale verhouding met God het en dat ek die mens gaan wees daar buite wat God beplan het vir my om te wees? Wat is daai dinge? Wie is daai mense wat my dalk keer, of wat is daai plekke of klubs of identiteite daar buite wat ek glo my identiteit is in dit, maar eintlik is jou identiteit in Christus, want Christus verander my gedrag. Ek is anders omdat ek in Christus leef. Die Christense lewe is nie 'n selfverbeteringsboek nie, 'n selfhelp. Ek gaan myself help, die wat sê do it yourself. Ek gaan dit nou op my eie reg kry nie. Nee, vriende, in Christus wat klaar vir my aan die kruis gesterf het. Dis 'n geesvernuwing. Ek lees bietjie verder uit die Bybel. Ag, daar's soveel pragtige tekste wat ek met julle wou deel vanoggend. Daar's te veel eintlik. Maar ek deel Efesiërs 4 vers 24 met julle wat sê, ja, trek die nuwe mens as kleed aan. Ek dis ook in die 2020 vertaling glo ek. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Leef soos die nuwe mens wat na die beeld van God geskep is. Trek 'n nuwe kleed aan vanoggend. Dit help nie ek stof maar net my ou klere af nie. Die nuwe kleed is die Heilige Gees wat in my as tempel kom bly. So ware bekering is sondebelydenis. Erkenning jy het God nodig en laat hom toe om deur jou en in jou te werk na buite toe. Vriende, maar dit verander jou gedrag. Jy kan nie die ongeskikte mens wees en vir my kom sê jy's 'n kind van die Here nie, want ek hoor Korintiërs sê vriendelikheid. Ek hoor geduld. Ek hoor ons praat anders met mense. Ek hoor nie hoogmoed en eie ek en trots en ek weet beter as jy en my opinie is beter as joune nie. Dis nie wat ek hoor nie.
Ek hoor liefde en sagtheid. Ek hoor ons kyk anders na mekaar. Die vraag is, waar kom my identiteit vandaan? Lees ek my hele Bybel holisties, of gaan soek ek net goed daar in die Bybel, wat ek voel, dit is wat ek wil hê, en dan gaan ek sommer 'n bietjie ander mense aanvat op dit ook nie, want dit is net daai sinne wat ek gaan uithaal nie, maar lees jou hele woord. Lees die evangelie en kyk hoe het Jesus opgetree. Kyk na gedrag. Kyk na hoe hanteer hy mense. Geliefdes, ons identiteit verander ons gedrag. Omdat ek in Jesus is, gaan ek anders optree in 'n wêreld daar buite. Ek sluit af met hierdie derde punt, my gedrag vloei uit my nuwe natuur. My gedrag vloei uit my nuwe natuur. En ek moet dit vanoggend kom hoor. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan. Die gedrag wat vloei uit my nuwe natuur. Leef soos mense wat na die beeld van God geskep is. Jy word nie die nuwe mens deur reg te leef nie. Jy leef reg omdat jy die nuwe mens is. Galasiërs kom en hy sê vir my dit so mooi, Galasiërs 5:25, ons leef deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Laat die Gees toe om jou gedrag te bepaal. En dit bring ons terug by 1 Korintiërs 6 wat ek in die begin vir julle gelees het. Daar staan, julle is geheilig, julle sonde is afgewas, julle is vrygespreek, alles in die naam van die Here Jesus Christus. En aangesien ons dan nou skoon gewas is, kom ons gaan leef soos mense wat skoon gewas is. Nie julle moet nog gewas word nie. Nie ons sal dalk eendag nie, julle is, want Jesus het klaar aan die kruis gesterf. Sy bloed is genoeg, sy liggaam het gebreek, en daarom verander my lewe. Ek sluit af met 'n slotstorie wat ek raak gelees het van 'n weeskind wat op straat groot geword het en op 'n stadium met 'n koning verby hom gery en die koning het gestop en vir sy amptenare gesê, laai die kind in die voertuig, en hulle het hom ingelaai en die koning het hierdie kind aangeneem en hom begin groot maak. Maar hierdie kind het altyd met sy hande geëet en hy het op die vloer geslaap en later het hy kos gaan steel daar by die koning in die kombuis en dan doen hy skelm dinge die heeltyd en elke keer het die koning hom nie gestraf nie, maar hom net herinner en gesê, onthou jy is my seun, jy hoef nie kos te gaan steel nie, jy hoef nie op die vloer te slaap nie, jy is my seun, ek is lief vir jou. En stadig maar seker het hierdie kind begin glo dat hy die koning se kind is. En omdat hy begin glo het hy later besef, maar hy is eintlik 'n prins. Vriende, ek en jy moet ook die evangelie glo en ons eie maak. Jesus het vir ons gesterf. Hy het vir my sonde betaal en ek is vergewe. Ek is skoongemaak en nuut gemaak deur die bloed van Jesus. Ek is gewas, ek is nuut gemaak en ek behoort aan Christus. Identiteit verander my gedrag. Amen. Here, dankie dat ek kan weet, identiteit verander my gedrag. Help my dat ek so gaan leef, Here, sodat ek U sal behaag, dat ek in my woorde, gedagtes en dade dinge sal dink, sê en doen wat vir U goed en aanneemlik en volmaak is. Here, maar help my dat ek ook vanoggend weer sal onthou dat ons is afgewas, ons sonde is afgewas, ons is geheilig, ons is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God. En nou is ons liggaam die tempel van die Heilige Gees. Help my, Here, dat ek so sal leef in 'n week en in 'n dag wat vir my voorlê. Ek prys U naam vanoggend en ek seën elke boetie en sussie wat nou geluister het en gekyk het. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, goedheid en guns, ons gesels weer met mekaar. Mag die Here julle seën.